Goeiemôre aan elkeen van julle. Dit is wonderlik om saam met julle te kan tyd spandeer om die woord van God en as julle ons besoek vanoggend, baie welkom. Is lekker om julle hier te hê. My naam is Rudo en ek het die voorreg om met julle die woord te kan deel vanoggend. Ons gaan voort en ons is besig met 'n preekreeks uit die boek van 1 Korintiërs. Julle is welkom om julle Bybels uit te haal. Ek hoop julle bring hom saam. Dit is altyd lekker om uit die mense 'n Bybel uit te lees, want jy kan nog aan hom skryf, nê. So julle is welkom om julle Bybel saam te bring. En ons preekreeks se naam is Liefde se grootste vyand. Liefde se grootste vyand. En laasweek het Dani hierdie vraag beantwoord: wat is liefde? Uit hierdie boek kan ons sien wat is liefde, en die boodskap was duidelik en ons kon leer dat God is liefde en dat enigiets wat ons doen buite God is dan nie liefde nie. Dan klink ons, onthou julle toe hy die simbool so geslaan het, ek wens ek kon dit doen. Enigiets wat ons doen buite God is dan nie uit liefde nie. Wat 'n wonderlike boodskap. En so die vraag dan vandag waar ons gaan praat en waar ons gaan stil staan is: wat is liefde se grootste vyand dan? Wat is liefde se grootste vyand? En voor ons daaroor gaan praat, gaan ons hierdie videoetjie saam kyk. Hierdie eerste brief van Paulus aan die kerk van Korinte was een van sy mees praktiese briewe. Dit was gerig aan 'n gemeenskap van gelowiges wat hy baie goed geken het. Korinte was 'n belangrike handelsstad aan die kus van Griekeland, bekend vir sy rykdom, diverse bevolking en baie tempels wat toegewy was aan Griekse en Romeinse gode. Die stad se kultuur wat beïnvloed was deur heidense aanbidding en Romeinse waardes het gefokus op status, aansien en welvaart eerder as waarheid. Tydens sy sendingwerk in Korinte het Paulus 'n jaar en 'n half daar spandeer, waar hy uitgereik het en mense meer vertel en geleer van Jesus. Hy het 'n sterk gemeenskap van gelowiges gevestig en jy kan meer hieroor lees in Handelinge 18. Nadat hy na ander stede gereis het om meer kerke te plant, het hy ontstellende nuus ontvang oor probleme in die gemeente van Korinte. Korinte se kulturele invloede het die kerk binnengedring en verdeeldheid begin saai, misbruik van geestelike gawes is ook morele probleme tussen die gelowiges. In reaksie hierop het hy met die hulp van Sostenus, 'n voormalige sinagogeleier, die brief uit Efese geskryf tussen 54 en 56 na Christus. Hierdie brief is geskryf soos 'n reeks kortlesse wat elk verskillende probleme in die gemeente aanspreek. Valsleringe, morele uitdagings en wanorde in aanbidding, waarop Paulus altyd terugverwys na die evangelie van Jesus Christus. Hy leer dat die kruis die fondasie van die Christelike lewe is, hoop en volharding. Paulus het gelowiges aangemoedig om na elke aspek van hulle lewens te kyk deur die lens van die evangelie. Sy boodskap dui daarop dat geen kerk buite God se verlossing kan staan nie, en dat hierdie brief 'n blywende gids in die Christelike geloof is. Nou, ek wil net sê uit persoonlike ondervinding, daai is nogal 'n lekker ou. En jy is welkom om hom te nooi vir 'n koffie. I like it. Maar ek weet nie of julle opgetel het nie, maar deel van hierdie konteks is dat die stad se kulturele invloede het die kerk begin binnendring. Dit is hoekom Paulus hierdie brief geskryf het. Hulle het begin lyk soos die wêreld. Daar was nie 'n onderskeiding tussen die kerk en die wêreld nie. Allerhande probleme, en dit het probleme obviously ook veroorsaak tussen die gelowiges. En so julle is welkom om julle Bybels oop te maak in 1 Korintiërs 5. Ons gaan daar saam lees 1 Korintiërs 5 en 6. Ons gaan so 'n bietjie spring tussen die twee hoofstukke, so probeer maar net saam met my te bly. Maar as ek voorberei het vir hierdie boodskap, dan is my gewoonte om die gedeeltes oor en oor te lees, of selfs as dit nie 'n lang boek is nie, die boek oor en oor te luister of te lees. En so wat ek opgetel het in hierdie, as jy 1 Korintiërs lees, hulle sonde is nogal ernstig, nê? Jy dink daaraan as jy so,
Ek weet nou nie of ek heeltemal daarmee vereenselwig nie. Maar die waarskuwing wat ek gevoel het in my hart, dat ek graag vir ons as 'n gemeente wil deel, wanneer ons hierdie boodskap luister vanoggend, is dat wees versigtig, dat wanneer jy nie met van hierdie sondes vereenselwig nie, dat jy dink dat hierdie boodskap is nie van toepassing op jou nie. Probeer om te sien wat Paulus gedoen het hier. Hy het dinge in hulle lewens uitgewys wat nie belyn was met God se woord nie. En elkeen van ons het dit. Elkeen van ons het goeders in ons lewens. Al is dit nie so ernstig soos dit wat ons lees hier nie. Het ons goed in ons lewens wat nie van God af is nie. En daarom is hierdie boodskap van toepassing op ons. Amen. Kom ons lees saam hoofstuk 5. Hy begin en sê Paulus, ek kon my ore byna nie glo van die seksuele vergrype onder julle te hoor nie. Vers 2. En dan is julle nog so trots op julleself. Kom ons gaan nou hoofstuk 6 toe. Daar is net belangrike konteks om te lees. Ons gaan nou hoofstuk 6 toe, blaai om, dan gaan jy na vers 9 toe. Hy sê, besef julle dan nie dat mense wat 'n sondige lewe lei, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie. Moenie julleself mislei nie, mense wat 'n onsedelike lewe lei, afgodsdienaars, egbreekers, manlike prostituie en mans wat met hulle omgaan, diewe, gierigaards, drinkers, kwaadpraters, swendelaars. Nie een van hierdie mense sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Daar was 'n tyd toe party van julle presies so was. Maar nou is julle sonde afgewas en God het julle aan homself toegewy. Julle is vrygespreekte mense op grond van wat die Here Jesus Christus en die Heilige Gees van God vir julle gedoen het. Nou ek weet ek het hom nou nie daar op die skrif op die bord gesit nie, maar hoor gou wat sê vers 12. Hy sê, jy kan ook sê, wel, ek mag nou enige iets doen, maar ek sal daarop antwoord, nie alles is vir jou goed nie. Selfs al sê jy, ek mag enige iets doen, mag ek my nie deur enige iets laat verslaaf nie. Selfs verslawings is nie goed nie. Jy kan nie net sê, ek kan enige iets doen nie, né? Dis wat hy sê. Ok, kom ons gaan af, dan gaan daarna na vers 18 toe. Ons gaan aan in vers 18. Hy sê, vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Geen ander sonde beïnvloed 'n mens se liggaam so direk soos hierdie een nie. Want as jy seksuele losbandigheid bedryf, sondig jy teen jou eie liggaam. Of verstaan julle nie dat julle liggame 'n tempel van die Heilige Gees is wat in julle woon en deur God aan julle gegee is. Julle behoort nie aan julleself nie, want julle is teen 'n duur prys gekoop. Daarom moet julle God met julle liggame verheerlik. Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat ons u woord kan lees. Dankie dat ons u woord kan lees in ons taal. Mag hierdie boodskap, Here, al dink ons, Here, dis dalk ver. En ons dalk nie met van hierdie goed vereenselwig nie, mag ons weet, Here, dat hierdie boodskap is steeds van toepassing op ons. In Jesus naam. Amen. Nou die titel van my preek vanoggend is, miskien moet jy jou posisie verander. Sê vir die persoon langs jou, miskien moet jy jou posisie verander. Sit op die ander bout. Die een bout is lam, sit op die ander bout. Miskien moet jy jou posisie verander. Nou, as ek hieraan dink, was die storie wat opgekom het by my, ek het so stille nou kan ek op die woord kom nie. Ek gaan nie dit sê nie. Kom ek los dit eerder. Interest? Belangstelling, dis hy. Ek het 'n stille belangstelling in die Engelse koninklikes, maar ek sê dit nie te hard nie. Moenie dit vir baie mense sê nie. Maar meer ek sit nou nie en kyk na die koningin se begrafnis nie. Ek doen nou nie dit nie. Maar ek hou van die geskiedenis daarvan. En so in die vroeë 800s toe die Vikings besluit het, hulle gaan wes gaan. Hulle gaan kyk wat is daar in die weste. Hulle het gehoor, daar's rykdom, daar's land. Hulle het 'n behoefte gehad aan land, vrugbare grond.
het hulle wes geseil en hulle het Engeland gekry. En omdat die Vikings, die Denemarke, die Dene was groot mense gewees, hulle was goed in oorlog gewees, het hulle opgedaag en hulle het baie vinnig land begin net vat. Hulle het die leer van die Engelse vinnig net oorrompel. En so hulle was baie goed gewees. En so nou was daar 'n koning gewees wat se naam was koning Egbert. En hierdie koning het het so op die oorlogsveld gestaan, en sien hy hoe verloor sy manne. Hy sien hoe verloor hulle, want die Dene is te groot. Hulle is te sterk. En hy het besef, o genade, ek moet ons posisie verander, anders gaan ons nie wen nie. Wat ons besig is om te doen hierso, werk nie. So wat hy gedoen het, is hy het probeer uitvind, hoekom het hierdie Vikings, hierdie Dene, in die eerste plek wes gekom? Hoekom het hulle Engeland kom aanval? En wat hy uitgevind het, is hy het hulle diepste behoefte uitgevind en dit gebruik. Hulle diepste behoefte was om land te besit sodat hulle plase kan vestig en sodat hulle vir ewig daar kan woon en bly. Hulle diepste behoefte was om land te besit sodat hulle plase kan vestig en vir ewig daar kan bly. So wat het die koning gedoen? Hy het die Viking leiers bymekaar gekry, met hulle begin onderhandel en gesê, okay, hoor gou hierso, ek sal vir julle land gee, ek gee vir julle land, maar dan stop julle hierdie oorlog nou. Want hy het besef, hierdie gaan nie werk nie. Hy het sy posisie verander. Die Vikings, hulle sê toe, ja, dis reg, sjap, ons vat die land, die koning gee vir hulle groot stuk gronde, en hulle begin hierdie lande te bewerk, en hier is wat toe gebeur het is, dit het vir die koning tyd gegee, om sy weermag groot en reg te kry. En op 'n sekere dag het hulle die Vikings aangeval in hulle lande, sonder dat hulle dit verwag, onverwags. Hulle het die Vikings heeltemal uitgeroei, almal doodgemaak, en op so 'n manier het Engeland hulle grond behou. Hulle het hulle posisie teen die vyand verander. Miskien moet jy jou posisie verander. En dit is wat Paulus oor en oor en oor in hierdie brief in 1 Korintiërs doen, aan hierdie Korinte doen. Hy help hulle om te verstaan dat wat hulle doen teen die vyand werk nie. Verander jou posisie. Hulle sonde was afgryslik, dit was ondenkbaar. Hy kon sy ore nie glo nie. Het julle dit gehoor? Ek kan my ore nie glo nie. Hulle was besig om die stryd teen hul eie sondige begeertes te verloor. Het jy al ooit so gevoel? Ja, hierdie sondige begeerte in my, ek kan nie hierdie ding wen nie. Ek kan nie oor hierdie sonde kom nie. Dit is te groot vir my. Het jy al ooit so gevoel, wat ek doen, werk nie. Miskien moet jy ophou. Miskien moet jy jou posisie verander. So Paulus help hulle om hulle posisie te verander deur drie dinge. As jy hierdie brief oor en oor lees, dan tel jy dit op. Hy openbaar vir hulle. Dan vermaan hy hulle. En dan herinner hy hulle. Hy openbaar vir hulle. Ons gaan nou sien. Dan vermaan hy hulle. En dan herinner hy hulle. Kom ons kyk hoe doen hy dit. Eerstens openbaar hy hulle sondige gedrag. Hy wys vir hulle uit die goeders in hulle lewe wat hulle nie moet doen nie. Hoofstuk 5 vers 1 sê hy, daar is berigte van seksuele losbandigheid onder julle. Hoofstuk 1 vers 11, daar is verdeeldheid en twiste onder julle. Hoofstuk 3 vers 3, daar is jaloesie en stryd onder julle. Hoofstuk 6 vers 6, een gelowige sleep 'n ander na die hof toe oor onbenullige sake. Hy wys vir hulle, hy sê, kyk gou, wat doen julle? Julle is besig om sonde te doen. Paulus ontbloot hulle gedrag uit. En dis oorweldigend hoe hy dit doen. Dis amper aanstootlik. As jy hierdie brief lees,
En jy sit jouself in die Korinte se skoene, dan dink jy vat amper offense. Dis aanstootlik. Hoe Paulus hulle sondes so direk ontbloot. Hoekom dink julle doen hy dit? Hoekom dink julle doen hy dit? Want baie keer is ons gedrag, dit wat ons doen, direkte gevolge van wat ons glo oor onsself. Van oortuigings van onsself. Wat ek en jy glo, dis wie ek is. En wanneer ek glo dis wie ek is, dan tree ek so op. Kom ons sê, hier is Philip, ek is baie lief vir Philip. Kom ons sê, is net 'n voorbeeld. Kom ons sê Philip is nie vanoggend hier. Hy stap hier in, ken niemand nie. Niemand groet hom nie. Niemand weet wie hy is nie. Niemand groet hom nie. Maar Philip het glo oor homself dat ek is nie genoeg nie. Ek is nie goed genoeg nie. Ek pas nooit in nie. Wanneer ek tussen mense is, pas ek nooit in nie. Wat gebeur dan? Hy begin gevoelens te ontwikkel van onsekerheid. Gevoelens van skaamte. En so wat doen hy? Hy groet dan ook niemand nie. Hy onttrek homself uit gesprekke uit. Wat doen hy? Hy kom dalk nooit weer terug nie. Kan jy sien hoe ons gedrag direk gekoppel is aan wat ons glo oor onsself? Kan jy sien waar gedrag vandaan kom? Dit is iets wat ek en jy oor onsself glo. En Paulus moes eerstens hulle gedrag vir hulle uitlig. Hy moes vir hulle sê, boys, kyk wat doen julle. Hierdie berigte ontvang ek. Kyk wat doen julle. Hy moes ook vir hulle dinge wys wat hulle self nie besef hulle doen nie. Soms doen ons goed en ons besef nie eers wat ons doen nie. Ons noem dit blinde kolle. En daarom het ons mense in ons lewens nodig wat vir ons kan sê, besef jy dat jy is afgunstig? Besef jy dat jy is jaloers? Besef jy hoe baie skinder jy en hoe baie praat jy van mense agter hulle rug? Besef jy dit, vriende? Soms werk ons te veel. Ons werksure is te lank en ons dink, okay, nee, dis nie sonde nie. Maar wat lê agter dit? Is daar 'n gierigheid? Hy praat hier van geldgierigheid, van gierigheid. Hy praat hier van dronkenskap. Hy praat hier van kwaadpratery of leuns. Hy praat van jaloesie. Hy praat van verslawings. Kan julle sien hoe hy hierdie goed vir hulle uitlig? Vriende, jou gedrag, jou optrede het baie te doen met jou persoonlike oortuiging van wie jy is en wat jy dink van jouself. En God het vir jou en my geskep dat jy 'n keuse het hoe jy optree. Jy kan kies, jy kan jou optrede, jy kan jou gedrag kies. Jy het 'n keuse daarvoor. Weet jy wat kan jy nie kies nie? Jy kan nie die konsekwente daarvan bepaal altyd nie. Jy kan nie bepaal of dit wat jy doen iemand gaan seermaak of nie seermaak nie. Jy kan nie bepaal dat dit wat jy doen 'n skeiding tussen jou en God bring nie. En baie keer is daai skeiding, meeste van die kere, is daai skeiding 'n skeiding wat jy veroorsaak, nie wat God veroorsaak nie. Want God het jou gered. Jy is klaar vrygemaak. Dis 'n oortuiging van wie ons self, wat ons dink van onsself en wat ons glo van onsself. Is julle saam met my vanoggend? Die tweede ding wat Paulus dan doen is hy vermaan hulle ou identiteit. Hy vermaan, hy sê in die Engelse woord is he rebuke their old identity. Hy vermaan hulle ou identiteit. 1 Korintiërs, kom ons kyk wat sê hy van vers 9 af. Hy sê moenie julleself mislei nie. Mense wat 'n onsedelike lewe lei, afgodsdienaars. Kyk hoe sê hy vir hulle wie hulle was. Dis eintlik wie hulle was. Afgodsdienaars, egbrekers, manlike prostituie en mans wat met hulle omgaan, diewe, gierigaards, drinkers, kwaadpraters, swendelaars. Nie een van hierdie mense sal die koninkryk van God sien nie.
Daar was 'n tyd toe party van julle presies so was. Hy sê julle was so. Dit is hoe julle was. Dis nie meer wie julle is nie. Dit is wie so hy vermaan hoe hulle nog steeds lewe in hulle ou identiteit. Hoor wat sê in 1 Korintiërs 3 vers 2 tot 3. Ek het julle melk gevoed, want julle was nie gereed vir vaste kos nie. Want julle is steeds vleeslik, hulle ou identiteit. Julle is steeds vleeslik. 1 Korintiërs 5. Julle roem is nie goed nie. Julle is arrogant. Hy sê julle is arrogant. Kan jy aan jouself vanoggend dink? Kan jy introspeksie neem? Dit wat hulle geglo het oor hulle self was nie van God af nie. Kan jy sien as Philip by die deur inkom en hy glo klaar oor homself, ek is nie goed genoeg om hier te wees nie. Ek pas nie in nie. Wat is die gevolge daarvan? Kan jy sien hoe hierdie uitspeel in hierdie brief onder hierdie mense? Daarom het hulle aanhou leef soos voor Jesus hulle gered het. Hulle het aanhou die dinge doen soos wat hulle geleef het voordat Jesus hulle gered het. En hulle kon nie hulle ou identiteit afskud nie. Op papier, vriende, was hulle Christene. Op papier was hulle vriende. Was hulle Christene. Maar hulle oortuiging van wie hulle is, het hulle self nog nie verander nie. Hoor hoe mooi sê 1 Johannes 1 vers 6 dit. As ons dan sê dat ons deel het aan hom, deel het aan Christus, in hom is, Christene is, ek behoort aan Jesus, dis eintlik wat hy sê, maar in geestelike duisternis leef, lieg ons. Lieg ons. Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie. Ons optrede weerspieël nie die waarheid nie. En daarom vermaan Paulus hierdie ou identiteit van die Korinte. Hy vermaan hulle. Hy sê vir hulle, dit is nie wie julle is nie. En as julle gaan aanhou op hierdie pad, gaan julle ook nie die koninkryk van God sien nie. Kan jy dit sien? Hoe hy hulle vermaan? Kyk gou hoe verander hy hulle posisie. Praat van verander jou posisie. Kyk hoe verander hy hulle posisie in hierdie stryd. Vers 18. Vlug dus weg van seksuele losbandigheid. Nou, hy sê nie veg nie. Hy sê nie veg deur jou seksuele losbandigheid of veg deur jou sonde of jou sondige begeertes nie. Nee, hy sê vlug. Nou ek het al baie Engelse movies gekyk en dokumentêre en oorlogte en alles. En daar is altyd hierdie oomblik waar iemand is nou besig om te wen. En dan staan die koning daar bo en op 'n stadium dan skree hy, "Retreat! Flee! We are losing." Het jy al ooit gesien dat daar iemand is wat dan dink ek gaan die hero wees en dan vorentoe gaan en probeer self daar deurgaan en aanhou fight? Ek het dit nog nooit gesien nie. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. Daai mense draai om en dan vlug hulle. Hulle verander hulle posisie. Flee sexual immorality. Vlug jou sondige begeertes. Vlug die skinderpraatjies. Vlug die geleenthede wat lei na gierigheid en korrupsie en omkopery. Vlug verslawings en enige vorms daarvan. Vlug. Vlug. Verander jou posisie. Kry 'n nuwe strategie. Kom na my toe, ek help jou. Sodat ons oortuigings van wie ons is in Christus kan verander. Ons oortuigings van wie ons is kan verander, vriende. Sodat die kruis ons posisie kan verander. Ons het nou 6 weke gepraat oor die kruis. Die kruis verander ons posisie. Nou kom ons sê net gou vir mekaar, as hierdie brief
net gegaan het oor die sonde evangelie. Jesus het aan die kruis gesterf sodat jy kan weet wat is jou sonde. Dan sou hierdie nou 'n goeie plek gewees het om hierdie brief of hierdie preek te eindig. Né? Sodat jy nou mooi kan weet wat jy nie reg doen nie. Maar gelukkig het Jesus nie aan die kruis gesterf net vir die sonde evangelie nie. Hy het aan die kruis gesterf sodat ons kan weet wat ons verkeerd doen, maar sodat hy ons kan vrymaak daarvan, ons skoon was daarvan. Ons 'n nuwe mens maak. Dit is wat Jesus kom doen het. En daarom is die laaste ding wat Paulus die heeltyd oor, jy sien dit oor en oor, gaan lees hierdie brief. Hy doen dit oor en oor en oor. Hy herinner hulle aan die ware evangelie. Hy herinner hulle die hele tyd aan wie hulle eintlik is. Hy rig hulle na Christus toe. Hy point hulle terug. Wat is point? Yes, ek soek 'n beter woord vir point. Hy rig, is ek reg? Okay. Hoor hoe mooi sê dit in van vers 11 af. Hy sê: "Maar nou is julle sonde afgewas. Maar nou is julle sonde afgewas en God het julle aan homself toegewy. Julle is vrygespreekte mense op grond van wat die Here Jesus Christus en die Heilige Gees vir julle gedoen het. Niks wat jy gedoen het, dra by tot hierdie nie. Christus het dit klaar gedoen vir ons. Die evangelie van Jesus Christus. As jy hierdie brief lees, is daar iets wat jy die hele tyd sal optel. Meer as 20 keer bevestig Paulus hulle ware identiteit in hierdie brief. Julle is, you are, julle is, hoor hierso, julle is duur gekoop. Jy is duur gekoop, daar is 'n prys op jou en God het daai prys betaal, jy is duur gekoop. Julle is skoon gewas, jy was vuil, maar nou het ek het jou gekoop en ek het jou gewas. Jy is skoon gewas. Hy sê jy is nuut gemaak. Julle is in Christus. Julle is God se tempel, julle is sy gebou. Hy sê julle behoort aan die koning. Hy het julle lief, vriende. Hy bewonder julle en hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil 'n verhouding met jou hê. As hy jou gekoop het, hy het jou gewas, hy het jou nuut gemaak. Jy is sy tempel, jou liggaam is syne. Wat hy sê is, ek wil jou hê. Ek wil in 'n verhouding met jou wees. Jy is myne. Dit is wat Paulus hulle die hele tyd aan herinner. Kan jy verstaan dan hoekom God sonde so haat? Hy haat dit want dit bring 'n skeiding tussen jou en hom. Dit skei jou van sy liefde. Maar in God se oë is daar niks wat jou kan skei van sy liefde nie. Want hy het jou gekoop. Maar ek en jy gaan aan met hierdie goeders. En dan stap ons soms weg van God af. Maar sy posisie bly dieselfde. Miskien moet jy jou posisie verander. Deur die ware evangelie van Jesus Christus aan te neem, verander jou oortuigings. Wanneer ons die ware evangelie aanvaar van Jesus, dan verander dit wat jy oor jouself glo. Ek is goed genoeg wanneer ek hier instap. Ek pas in, want Jesus is aan my kant. Dan verander jou identiteit en dit wat jy oor jouself dink. En wanneer dit gebeur, dan verander jou gedrag. Dan stap jy na iemand toe en groet hulle al ken jy hulle nie. Al is jy nie. Hoekom verander daai gedrag? Want jy behoort aan die koning. Jou oortuiging is ek is goed genoeg. Ek pas in. Jesus het my losgekoop. My identiteit is nie in enige van hierdie mense nie. My identiteit is in Christus. Amen. So hoe reageer ek en jy op hierdie boodskap vandag? Miskien moet ons posisie verander. Miskien is dit tyd dat ons posisie verander. Hoor wat sê Romeine 6 vers 6 tot 7. Hy sê, ons weet
dat ons ou sondige self, ons ou identiteit, saam met Christus gekruisig is, sodat die sonde se mag oor ons verbreek kan word en ons nie meer slawe van die sonde sal wees nie. Vers 7. Want as iemand sterf, word hy vry van die mag van die sonde. Jesus het jou en my vrygemaak. Hy het ons skoon gewas. Hy het ons gekoop, ons is syne. Ons hoef nie meer met ons sondige begeertes te sukkel nie. Ons hoef nie, ons kan vry wees. En so my vraag is, kan jy vandag vir God vra om jou sondige gedrag te openbaar? Moenie sê jy het nie sonde nie. 1 Johannes 1 vers 8 sê, as jy sê jy het nie sonde nie, dan jok jy. Ons almal het sonde. We all fall short. Kan jy vir die Here vra om vir jou te wys, wat is die gedrag wat nie van hom af is nie? Tweedens, kan jy vandag besef die leuns wat jy oor jouself glo? Want as jy kan uitfigure die leuns wat jy oor jouself glo, die oortuigings wat ek van myself het, dan gaan jou gedrag kan begin verander. Dan kan God kom en hy kan daai oortuigings, jy kan nie daai oortuigings verander nie, maar God kan dit verander. En daarom kan jy dan opnuut vir God vra om jou te vergewe. Dis waar ons begin. Ons vra vir vergifnis. En om weer jou ou identiteit nuut te maak. Hoekom? Want jy is gekoop. Jy is gewas, jy is nuut gemaak. Jy is in Christus.